wat in my hart leef, al die afgelope paar maande. Nou, as jy nie weet nie, ek dink volgende jaar, ja, 20 jaar wat ek al in die gemeente is. Op 'n stadium gaan swat in Potch, en 'n bietjie Amerika toe gaan, almal weet ek het 'n Kaapse draai gemaak, klomp dinge, maar elke keer teruggekom hiernatoe. So ek voel, vir my persoonlik, ek's 'n daughter of this house. Dis hoe dit vir my voel. En so, dis my die grootste voorreg, dankie Pieter Nel en Eloise, net altyd, ek honour julle, dankie, dankie, dankie. Maar dan is dit ook so cool, want hier is 'n 360-degree oomblik vir my vanoggend, van iets wat al leef, 'n preek wat al leef in my hart vir baie jare, maar die Here moes eers 'n paar draaie saam met my stap. Iets wat in die laaste 3 maande letterlik my hele lewe omgedraai het. Dit was vir my 'n draaipunt. Maar ook, vanoggend sit ek hier, ek het die voorreg dat my pa hier kan wees. Ek weet my ma kyk. Ek het die voorreg dat my boetie hier is. Ek het die voorreg dat my skoolkinders vir wie ek skool gegee het, my kom verras en laat ek gou huil. Ek het die voorreg dat vriende saam wie ek 'n pad stap, vanoggend hier kan sit en die een ding wat deurkom met elkeen van hierdie stukkies wat ek nou vir jou vertel het, is dat God is 'n God van generasies. En ons grootste issue in die wêreld op die oomblik, voor ek kom by my storie, is dat ons sit op 'n plek waarop ons gesê word, moenie worry oor môre nie, lewe net vir vandag. Lewe net vir vandag, lewe vir jouself en lewe vir vandag. En ons het daai hele kultuur van legacy verloor. En saam met die kultuur van legacy verloor, kom ook die opdrag en die voorreg van om God se legacy, God se hart, sy woord, die kennis van die Here, wat in ons gedeponeer word, saam met dit gaan dit verlore en ons dra dit nie oor aan die volgende generasie nie. En ek voel, die Here sê vandag vir ons as veranderde lewens, hierdie is die draaipunt. Want jou storie stop nie hier nie. Jou storie stop nie die dag wat jy afsterf en graduate hemel toe nie. Jou storie leef verder as dit. En ek gaan vandag verduidelik hoe dit vir my waar is. So, hier in my hand het ek my ouma se Bybel. Sorry papa, ek het hom gesteel en hy is nog by my. Ek sal hom dalk nog vandag teruggee. Maar dit is vir my die grootste voorreg om hierdie Bybel deur te werk, want my ouma was nogals, ek dink sy was 'n rebel in haar tyd 100%. Sy het sendingwerk gedoen in die kleerling en swart gemeenskappe, wat in die apartheidsjare absolute nou is. Sy het nie werk gekry by Afrikaanse hoërskole nie, want sy was nie deel van die 3 gemeentes nie. Wat is die 3 suster gemeentes nie. Sy was bietjie van 'n rebel, but I loved it. Want sy was ook 'n prediker. Sy was ook iemand wat diep lief was vir kinders. Sy was ook 'n teacher. En vandag staan ek hier en ek het die voorreg om baie van daai te kan dra in my eie lewe en te kan oordra. Maar voordat ek dit doen, wil ek julle vertel, aan die begin van die jaar, nie baie mense weet hierdie nie, was ek so half op 'n baie iffy plek. Dit was so touch wood, of ek, kies ander dinge in die lewe. En een van die redes, hoekom ek tot op daai punt gekom het, is, ek het die grootste begeerte, en daar's baie mense wat hier sit en dit sal verstaan, ek het regtig die begeerte om te trou en kinders te hê. Ek dink is pretty normaal, reg? Veral as jy, soos ek, al 32 is, so ja, it's time, hè? So nou ontmoet ek iemand op Tinder, moenie dit doen nie. Do not do that. Okay, en ek het dit regverdig deur te sê, ek ken baie mense wat deur Tinder getroud is, en hulle is getroud met goeie geestelike mense. So ek bad dit nie, maar vir my was dit die worst idee van my lewe. Anyways, maar die Here het dit gebruik. So hier's ek op pad. Ek sit aan die ander kant van Afrika. Ek gaan nou met 3 man trou. Hy is amazing, hy is rarig oulik, hy is baie dierbaar. Hy was goed vir my. Maar die Here het net vir my gesê, nee, hierdie is nie dit nie. Jy kan nie hierdie doen nie. Nou sê ek so, maar hoekom nie? Ek moes nou doen wat ek lus het om te doen. En een van die goed wat die Here, die een oggend, sit ek alleen daar en ek weet nie, die Here sê net vir my, dink aan ouma. En daar's my ouma. En 'n paar jaar terug het ons al 100ste verjaarsdag hier op aarde gevier, alhoewel sy al lankal in die hemel is, of van sy is in 95 oorlede. En ek dink aan ouma en ek voel,
Jesus, maar ons baie goed wat die Here in my lewe gedeponeer het, wat ek weet generational stuff is, goeie generasie goeders is, wat oorgedra is. En ek het nou die keuse om te sê, gaan ek nou daai lewe en ek gaan vir die Here sê ja vir al sy opdragte oor my lewe, onder andere om vanoggend hier te staan en te preek, waarvoor ek ook nee gesê het vir 'n lang ruk. En ek sê, en dit voel net vir my, die Here sê vir my, nee, you have to choose generational blessing or generational curse. Want ongelukkig ook, ons almal weet, in familielyne is daar interessante goed wat aangaan. En ek het bewus geraak in daai week, hoe die Here letterlik, Heilige Gees kom en hy speel prentjies voor my af. Van as ek hierdie gaan kies, dan ek sien hoe ek skei. En ek sien hoe ek plekke moet gaan vir ministry of jy weet vir die Here, maar ek kan nie gaan nie, want ek kan nie noodwendig saam met my persoon gaan nie. En hier sit ek en die Here sê vir my, nee, jy het vandag die keuse. Kies jy generational blessing en jou kinders gaan daarby baat? Of kies jy om hierdie besluit te maak en ja, God is genadig, ek weet hy sou my gehad het, maar my arme kinders sou miskien daarvoor betaal het, in 'n manier wat ek nie wil hê hulle moet daarvoor betaal nie. En hier sit ek voor 'n keuse en ek moes die moeilikste besluit van my lewe maak en sê, al is dit alles wat ek met my hele hart wil hê, ek kan nie dit vat nie, want God is nie in dit nie. En in daai oomblik, en ek sê, jammer ek huil nou, maar dit is vir my so persoonlik, in daai oomblik voel ek, die Here sê vir my, daar's 'n geloofstokkie vir jou gegee, en wat gaan jy nou daarmee maak? En die vers wat my ouma altyd oor ons as kleinkinders gebid het, en wat ek gevoel het, Jesus, maar ek moet dit nou begin actually oor ons familie bid, want iewers moet iemand die baton oorvat, en ek weet, my ouers bid, en my tannie hulle bid, en klomp van ons bid, maar ek moet ook nou iets doen, en ek moet hierdie vers vat, en die vers wat die Here vir my ouma destyds gegee het was, wat my betref sê die Here, dit is my verbond met die volk, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond, en uit die mond van jou kinders en jou kleinkinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie, nie, nooit nie. En ek het nog gesit, en ek het geweet, hier is die moeilikste besluit wat ek moet maak, dit sak, ek wil so graag nou regtig net my kiddies hê, en daar's 'n klomp goed aan dit, en daar's baie mense wat kan relate op verskillende vlakke, miskien is dit vir jou 'n werk wat jy al lank al verwag, maar jy weet dis nie reg nie, jy weet die Here roep jou nie daartoe nie, miskien is dit 'n besluit wat jy moet maak, en jy weet, soos, dis nie van die Here af nie, al wil ek dit hoe graag hê, en vir my was dit die draaipunt, want as ek die voorreg het om hierdie stokkie te kon ontvang, nie net by my fisiese ouers nie, my ouers wat vir my bid, al die oumas en oupas wat van ons bid, my ouma se geloof en haar giftings, as ek hierdie stokkie vat, het ek 'n verantwoordelikheid, en wat gaan ek daarmee doen? Is ek die een wat dit gaan laat val, of is ek die een wat vooruit gaan hardloop en dit gaan aanpas? En ons sal later, ek hardloop myself vooruit, maar ons sal later praat oor, miskien is daar van julle wat hier so sit vanoggend en die nes is, maar nee, ek het nie 'n stokkie gekry nie. Great! Jy's eintlik op die beste plek ook. Want jy het die voorreg om vandag te sê, ek kies anders. Dis vir my en my gesin vandag 'n draaipunt. En so in hierdie hele proses is ek sê, okay, Here, wat sê U vir my? Wat sê U vir ons as gemeente, vir ons as wêreld? Oor generasies, daar's iets wat in jou loskom oor die generasies. En ek dink dadelik oor daai vers, en Pieter Nel het dit nou net gesê, in Exodus wat sê, verder sê God vir Moses, jy moet ook vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur, dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. God vind dit so belangrik, dat daar iets van generasies is wat oorgedra word, dat hy dit deel maak van sy naam. Hy noem homself die God van Abraham, God van Isak, God van Jakob. So iets in hierdie moet vir my en jou sê, luister, hallo, wake up. Daar's iets in generasies. En hoe gaan ons as gemeente dit stoor? En ek wil vandag sê, en ek kyk so oor die gemeente uit,
Ons het die voorreg om van oud tot baie jonk vanoggend hier te sit. En in elkeen van ons se lewens is daar iets wat ons kan doen en besluit om seker te maak dat God se storie op aarde nie hier stop nie. En dat dit voortgedra word. Maar die vraag sou wees, verstaan ons die essens van die God van generasies? Verstaan ons hoe belangrik dit is vir God? En nou so rukkie terug, nou stap ek met die stokkie man. So rukkie terug lê ek in die bed en ons was by A Conference en ek wil super graag slaap, ek's regtig moeg en ek voel net die Here so skryf en ek skryf gou ietsie. Die dag na dit kyk ek aan ek sê, okay, hoe? En toe het God letterlik net vir my 3 stappe gegee wat ek voel op sy hart is, wat ek met julle vandag wil share oor, hoe kan ons hierdie, die God van generasies voortlewe, hoe kan ons vandag die draaipunt maak? En is baie maklik so, my kinders gaan heel moontlik sê, ja juffrou, ons verstaan jy, maar voor ek kom by die 3 punte, wil ek ook sê, profeties vir ons as gemeente, het Pieter Nel die afgelope paar maande baie oor Maleagi gesels, reg, en Maleagi 2, en ons sê, en ons bid dit in die gemeente, maar vir julle wat eerbied het vir sy naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale, julle sal vry word en bokspring soos vetgemaalde kalwers. En ons bid hierdie oor die gemeente, en ons glo dit oor die gemeente, en ons weet, die son van redding verwys eintlik na Jesus, reg, Maleagi het gesê, Jesus gaan kom, en hy gaan dit vir ons doen. So dit is so mooi, maar as jy verder lees, en jy gaan na vers 6 toe, dan is daar ietsie hier, wat ek glo die Here vanoggend vir ons as gemeente wil sê. Vers 6 sê, Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom in die land heeltemal te vernietig nie. Nou hierdie hele hoofstuk 4, net so 'n bietjie Bybellesie 101, hierdie hoofstuk 4 is 'n profesie van Maleagi vir Israel, maar hierdie profesie word dan vervul wanneer Johannes die Doper kom, en hy is die Elia waarvan nog gepraat was, en ook vervul word deur Jesus. Maar nou is ons ook in 'n tyd waar baie mense sê, en ek beleef dit, there's a second coming, reg? So die tweede kom, so hierdie is nog steeds relevant vir vandag. En die gees van Elia, wat ons in kan deel op aarde, sê, God se hart is, dat vaders se harte na hulle kinders toe draai, en kinders se harte na hulle vaders toe draai. Hoekom? Want daar's blessing in unity, en daar's iets van generasies wat voortleef, wanneer ons hierdie doen. Wanneer ons hierdie pursue as 'n gemeente. En miskien het jy 'n interessante aardse pa, en jou reference is glad nie great nie. En luister, dis so algemeen, dis eintlik 'n bietjie, dis eintlik hartseer. Maar ek wil vir jou sê, hier is geestelike paas. Kyk 'n bietjie om jou en sien dat hier, in hierdie gemeente, in hierdie geestelike familie, is daar ook vir jou geestelike paas. En my gebed is dat ons sal opstaan en daai paas en maas sal wees vir die wat nie het nie. Maar ook in die natural, dat ons in ons gesinne en in ons familie sal veg hiervoor. Want hier is die krag. So nou, wat staan die 3 stappe wat ons kan volg om toe te sien dat hierdie waar word, dat daar 'n draaipunt is in ons familie. Okay, so hier gaan ons, jy gaan dit nie vergeet nie. 3 stappe. Look up, look in, look out. Okay, is baie maklik. Ek dink, as jy by my skool ooit gaan, dit sal hierdie vrou is hier en daar, ek kon daar 'n paar interessante bewegings, maar hierdie gaan jy nie vergeet nie. Look up, look in, look out. Kyk op, wat sê God oor die generasies? Wat lewe in sy hart? Kyk in, hoe lyk jou lewe, hoe lyk jou geloofsman? Daai oomblik wat ek moes sit en hierdie besluit maak, moes ek sê, Jesus, kykie, ek is besig om 'n bietjie ver van die Here hier af te dwaal. Wat gaan hier aan? En kyk uit. Wat is dit wat God aan jou toevertrou het? Waar kan jy die geloofstokkie oorgee? Nie net in jou eie gesin nie, maar miskien selfs net in die geestelike verhoudings wat jy om jou het, waar jy dalk iemand se geestelike pa of ma kan wees, sodat jy die pad kan stap. So, as ons gaan na stap 1 toe, dan wil ek vir jou vra, het jy al gaan eintlik net lees en dink oor wat is God se hart van generasies?
Want daar's soveel verse. Op 'n stadium toe ek vir Pieter Nel my preekvoorbereiding stuur, toe sê hy soos, wow, okay, hier's baie verse. En daar was nog. Ek kon hulle gaan uithaal het, en dit begin in Exodus, en dit gaan regdeur. Heeltyd, waar God ons herinner aan die generasies, waar hy iets sê rondom, dra hierdie oor, leer jou kinders. En die lekkerste vers hier is 'n baie eenvoudige ene in Deuteronomium, vers 7 wat sê, skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Vers 5 sê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself jou hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee en skerp dit by jou kinders in. God het nie gekom en vir ons net 'n klomp goed kom gee en deposit in ons lewe, in sy woord, sodat dit net hier bly nie. Hy het dit vir ons kom gee vir 'n klomp redes, onder andere vir jouself, ja, maar hierdie gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor, as jy kinders het, is jou verantwoordelikheid, en kyk, ek sê altyd vir my vriende, ek gee nie comments nie, ek maak nie voorstelle nie, want ek en die kinders nie. So as ek sê, nee, ek wil nou anders doen, dan dink ek aan hy, bly net stil, want jy is nog nie daar nie, ek dink is die beste renasie reg, ek wil niemand offend nie, maar, een van die goed wat ek weet as ouer eendag is, ek moet seker maak dat ek hierdie inskerp, maar behalwe vir dit, vir nou, ek het 'n klomp geestelike kinders. Waarmee is ek besig? Wat deponeer ek in hulle lewens? En wat ons moet doen is, elke geleentheid, nou ek het die voorreg gehad om in 'n huis groot te word, waar ons Jesus geken het. Ons het groot geword onder die kerkbanke, baie pak slaag gekry, omdat ek te besig was in die kerk, my pa sal daarvoor vouch. Al my grootste pak slaas was, omdat ek nie wou stil sit nie. Maar ons het in die kerk groot geword, ons het in selgroep groot geword, ons het in 'n gemeenskap van heiliges groot geword, ons het groot geword waar ons gebid het, as gesin. Ons het groot geword waar jy in die middel van die aand dalk sal wakker word, en papa staan by die bed en hy bid vir jou. Of mamma stuur 'n boodskap en sê, ek bid vir jou. En dit as kind, is die rykste inheritance wat ek kon kry. Want ja, 'n mens kan ryk wees en jy kan vir jou kinders miljoene in die bank los. Maar as jy nie vir jou kinders hierdie los nie, is hulle arm. En vir my vandag is dit belangrik om ons net te herinner, dit is God se hart. Luister, as ons nie ons kinders gaan disipel nie, gaan die wêreld dit doen. As jy nie jou kind gaan disipel nie, gaan Netflix dit vir jou doen. En ek is baie jammer, maar dit is flippend scary wat daar aangaan. As jy nie jou kinders gaan disipel nie, gaan hulle maatjies by die skool hulle disipel. As jy nie jou kinders gaan disipel nie, dan gaan ander groot mense, wat nie goed is vir hulle nie, hulle disipel. En ek praat nie net van jou natuurlike kinders nie, ek praat van geestelike kinders ook. Want ek weet vir 'n feit, baie keer, toe ek nog skool gegee het, as ek voor daai klas gestaan het, dan kon ek sien wat God se hart dalk is vir 1 of 2 kinders. Jy beleef dit, nee, jy sien dit. En dan moet jy dit steward. Jy moet stop. Stop die oomblik en sê, hierdie is 'n teach moment. Hierdie is 'n teaching moment om te sê, okay, wat sê Jesus hiervan? Okay, wat is God se roeping oor jou lewe? As ons dit nie gaan doen nie, gaan die wêreld dit doen. En die vyand se nommer 1 manier op hierdie oomblik om die wêreld te ruïn, is hy begin by ons kinders. En ek's jammer, ek gaan nou kwaai wees, maar as jy met my daaroor wil stry, wil ek sê, gaan kyk net wat gaan daar buite aan. Meeste van die attacks, meeste van die leuns, meeste van die dodgy goed, is vir kinders en vir tieners. Want hoekom? As daar hulle verlore gaan, then he's got them. Maar ons weet God is sterker, so ons weet, byvoorbeeld, as jy 'n paar stappies in die verkeerde rigting vat, dan is God so, kom terug. So hy doen dit, maar as ons dit net gaan los, en ons glad nie ons kinders oprig in die Here nie, dan kan ons nie verwag dat hulle God moet ken nie. Dan gaan 'n hele generasie verlore gaan. As jy kyk in die Bybel, Josua en Moses, Ou Testament, so 'n goeie voorbeeld. God se hart was dat Josua saam met Moses stap, dat Moses Josua oprig, sodat wanneer Moses afsterf, Josua die Israeliete kan vat in die beloofde land in. Nou kyk, Moses en Josua, ek dink hulle het 'n spesiale plek in die hemel, want hulle het met die moeilikste kerk in die geskiedenis van die wêreld. As jy dink die kerk is nou divided, daai was 'n interessante storie. So, hier kom dit, maar, hier is die ding.
Joshua vat hulle, na Moses gesterf het, in die beloofde land binne, maar Joshua gee nie die stokkie vir enige iemand regtig oor nie. En dan lees ons in Rigters 2, 'n hele generasie het verlore gegaan, en hulle het nie God geken nie, want daar was niks vir hulle oorgegee nie. En ewe skielik word hulle Baal-aanbidders, en God is soos, my jene, iets met hier gebeur, en daar word die rigters dan opgerig na die tyd. Maar tussen in 'n hele generasie gaan verlore, hoekom? Want niemand het gesê, hierso, ek dra dit oor nie. En ons kan dit nie bekostig nie. Dis nie, ek dink nie, dit is enigsins wat ek graag sou wou hê nie. Want wat help het? Nou het jy alles ingesit, jy het God met jou hele hart en jou hele siel gedien, jy het die beloofde land gesien en boep, daar stop dit. In die Nuwe Testament sien jy die teenoorgestelde daarvan. Jy sien Paulus en Timoteus. Jy sien Paulus wat ongelooflike bediening het en hy loop in Efesus en hy sien vir Timoteus en iets in Timoteus vang sy oog. En snaaks genoeg, 2 Timoteus 1 vers 5 sê, dit wat sy oog gevang het, was sy ouma en sy ma se geloof, en dan ook die giftings en anointings wat op hom gerus het. En hier sien Paulus dit raak, en hy sê, Timoteus, vir jou wil ek oprig. En hy rig Timoteus op, en hy word die leier van die grootste kerk in die antieke wêreld. Ook die geestelik sterkste kerk van die antieke wêreld. So daar is 'n definitiewe baton of faith oorgegee vir iemand. En dit is God se hart vir my en jou. So as ons opkyk en ons vra, Here, wat is die hart vir ons en wat sê oor generasies, dan is dit presies hierdie. Ek wil hê jy moet 'n Paulus wees wat 'n Timoteus oprig. Ek wil hê jy moenie maak soos Joshua nie. Maak seker jy gee oor. Maak seker jy los 'n legacy of faith. Mense sal vir hulle kinders van die Here vertel, so sal die nageslagte van hom weet en hulle sal opgewonde wees om in hom te glo. Mense sal vir hulle kinders van die Here vertel en so sal. En luister, dis nie 'n Bible bashing nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n veranderde lewe wat praat baie harder as net die woord. Dit gaan oor mamma en pappa, hoe lyk jou verhouding met die Here? Anai, hoe lyk jou verhouding met die Here? Want as jy met jong mense werk, dan gaan dit oorspoel. Die tweede ene, en dis vir my, die laaste 3 maande, daai, jy weet as die Heilige Gees met jou praat en jy so half net soos, okay, kan ek nou net, can we just pause this one? Want dis harde werk, reg? Om in 'n spieël te staan en vir jouself te kyk en te sê, luister Anna, jy's jy's op pad in die verkeerde rigting. Die lyk nie goed vir jou nie. Is die vraag, hoe lyk my lewe? Hoe lyk my geloofspad? Waarmee is ek besig? Is ek besig om te bou of is ek besig om te breek? En die vraag wat ek gehad het vir myself, my era grond in my, is, hoe lyk my keuses? Want ek wil nou vandag 'n stelling maak en dit was my belewenis. Baie keer kan jy 'n generational curse breek oor jou familie deur 'n keuse. Ja, ons gaan vir bevryding en ons gaan deur die proses vir genesing en so, definitief. Maar deur 'n keuse kan jy sê, okay, dit stop by my. As my pa 'n alkoholist is en sy pa was 'n alkoholist en sy pa was 'n alkoholist en ek kies om nie te drink nie, trek ek die lyn. Want hoekom? Jy gaan 'n urge hê daarvoor, reg? Hoekom? Want die duiwel se kloue is daarop, reg? Maar jy as kind van God kan sê, dit stop by my. It ends with me. It ends with us. As jou ma of pa mekaar getimmer het en op mekaar geskree het en dit was 'n gemors in die huis en daar was heeltyd vrees, en jy begin dieselfde oordra in jou gesin en jy beleef dieselfde, ek wil vir jou sê, dis nie God nie. Dis nie die Here nie. So wat kies ons dan? Ons sê, okay, Jesus, ek kies U, want ek wil generational blessings vir my kinders gee. En dis hoekom die belangrikste ding wat jy gaan moet maak, as ouer, as geestelike ouer, as kind van God, is, hoe lyk my verhouding met die Here? Wat is die vrug in my lewe? Wat is die keuses wat ek maak? En hoe lyk my optrede? En dan kies jy, Jesus in generational blessing, of die wêreld seer, kwaad, en dan sal oop deure en ons vloeke. En dit was my belewenis, dat God vir my kom sê, Anai, soos,
ek het vir jou soveel amazing generational blessings gegee, maar jy is 'n deurtjie of twee wat wil inkryp, wat maak jy met dit? Gaan jy kies om te sê, ek stop hier, ek trek daai lyn hier. Ek en my pa het 'n gesprek so rukkie na dit gehad, en dit het vir my so baie beteken, want ons praat toe nou oor ouma, en net dit wat ouma oorgedra het, wat oor haar lewe gerus het. En my pa sê toe iets baie mooi, en hy sê, jy weet, as ouma noodwendig dalk 'n beter besluit gemaak het, in die sin van om nie net vinnig te wil trou of kinders hê of iets nie, dan kon daar dalk iets met haar ministry gewees het, wat baie groter was. Maar tog het God gekom, en deur haar, en deur al haar struggles in die huwelik, en met allerlei ander dinge, bediening en so, het God nog steeds my tannies en my ooms en my pa opgerig, en uit dit uit het daar soveel goeie goed ook gekom. Baie van julle sal vir Henning ken. Henning is my neef, Henning se ma tannie Lydia is my ouma se dogter. So Henning, ek en Henning is nou nogals die teachers. My pa is ook 'n teacher in sy beroep, my niggie is ook 'n teacher in sy beroep. En iets goeds het uit dit uit ook gekom. So daarmee saam wil ek vir jou sê, Jesus se geslagslyn is 'n interessante storie, want as jy dit gaan lees en jy begin, dan sien jy, o jene, hier's 'n paar interessante karakters hier tussenin. Okay, tussen Jesus se geslagslyn, Matteus 1, baie mense lees dit dan wil hulle aan die slaap raak. Ek wil vir jou sê, dis vir my eintlik een van die mooiste stukke in die Bybel. Okay, hoekom? Want in daai geslagslyn is daar ouens wat serieus droog gemaak het. Wat serieus interessante stappe gevat het. Dawid en Batseba. As jy gaan lees oor Tamar en Juda, ons kan nie eens begin by Juda nie, dis soos, you cannot make that stuff up, dis bad. Imagine, jou skoonpa slaap met jou, jy word swanger met sy kind. Dis letterlik dit, né? Rahab die prostituut. En as ons kyk na Jesus se genealogy, wil ek vandag iets sê. Weet jy wat, dit maak nie saak waar jy nou is nie. Dit maak nie saak waar jy nou is nie, dit maak nie saak hoe dit nou lyk nie. As jy vandag die lyn trek, en as jy vandag sê, Jesus, hier is ek, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U, ek wil die pad stap, ek wil seker maak, my kinders en my kinders se kinders deel in die glorie en die grootheid van God, dan kan hy dit doen en hy gaan dit doen. Dis wat hy doen, hy's faithful. Net omdat jy droog gemaak het, beteken nie dit stop hier nie. So as ons gaan vandag en ons soos neem voorraad op van ons lewens en ons sê, Here, waar moet ek groei, waar moet ek regmaak, waar moet ek oorgee? Dan gaan die Here jou lei en hy gaan vir jou wys. Miskien is vanoggend die oggend, en ek het regtig baie hard hieroor gebid, dat vanoggend die oggend sal wees waar elkeen van ons net 'n wake-up call kry wat sê, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Hoe gaan ander mense betaal vir dit waarmee jy besig is? Of hoe gaan jy betaal vir waarmee jy besig is? En dan te sê, maar Here, U genade is groot genoeg dat ek vanoggend kon hoor en iets kon doen. Ek kon maklik vroeër hierdie jaar, toe ek gevoel het die Heilige Gees praat met my, kon ek gesê het, ag nee wat, is okay, ek sal die lewe en trou en kiesie sê, en dan spier ons die hele proses op en dis gedoen. Ek kon dit maklik gedoen het. Genade van Jesus het gemaak dat ek nie het nie, maar ons moet vandag vra, Here, wat is U beloftes vir my? Waar kan ek begin? En dan die laaste punt, look up, gee die stokkie oor, sê ja vir die opdrag. Elia en Elisa, oh man, ek love it so baie. Elia en Elisa, 2 manne in die Ou Testament, 1 Konings 19, 2 Konings 1 tot 2, gaan lees dit. Die Here sê vir Elia, luister gou, jy moet jou profetiese gawe en die anointing wat ek vir jou gegee het, jy moet dit oordra aan Elisa. Jy moet jou kleed vat, vir Elisa gaan soek, dit oor Elisa se skouers hang en hom anoint. So hy gaan, Elisa sê, hier is ek. Wow, dis 'n miracle, want jong mense is nie gewoonlik soos, oh yeah, let's go nie. Gewoonlik sal hulle soos, wêreld, Jesus. Dit gebeur baie, reg? Hy verkoop alles, hy los alles, hy gaan saam met Elia. En eendag kom die Here, en hy vat Elia net so in 'n wolk, poef, weg. Daar is Elia weg. Nou sit Elisa daar, nou ek dink daar is baie weird. En die Here het actually vir Elisa gesê, hy moet kyk hoe dit gebeur. Ek sê soos, ek kan nie kyk nie, ek's uit. Soos ek kan nie sien hoe hierdie gebeur nie. En Elisa, die kleed lê op die vloer, Elia's weg,
Elisa tel daai kleed op en hy toets of die gees van Elia nog op hom rus. En so hy rol die kleed op, slaan dit na die rivier toe, Jordaanrivier toe, en die rivier gaan oop, net soos wat dit het met Elia. En die profete, die company of prophets, die gemeenskap van die profete kom en hulle sê, weet jy wat Elisa, 'n dubbele porsie rus nou op jou. En as jy gaan lees, Elia het 16 wonderwerke gedoen. Elisa, 32. Die 32ste een was na al dood was. Maar anyway. So as jy vandag sê, Here ja, ek doen hierdie, ek gee die stokkie op, dan is 'n dubbel porsie wat wag. Maybe your greatest contribution to the kingdom of God is not something you do, but someone you raise. Ek glo my pa altyd sê, toe hulle getroud is, het hulle gepraat en gesê, we must raise godly children. Dis hulle grootste opdrag as ouers. Jou grootste opdrag, Elia se grootste voorreg was nie sy 16 wonderwerke nie. Elia se grootste voorreg, die grootste ding wat hy kon doen vir die koninkryk van God, was om Elisa op te reis. En dit is waar ek en jy vandag kan staan en sê, Here, okay, ek wil dubbel hê vir my kinders. En dubbel vir my kleinkinders. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook, al is hy hoe oud, nie daarvan afwyk nie. Waar kan jy die stokkie vandag oorgee of ontvang? Ruben, ek is jammer, ek gaan na jou kamera opmors. So rukkie terug, en hier wil ek dit illustreer, nie net as ouers nie, want ek kan nou agtertoe stap, my pa kan die stokkie vir my oorgee soos hy reeds het, en dit is in die natural wat ons wil doen, reg? Of kan vir Pieter en Eloise gee, en hulle kan vir Laris gee, kan vir Sonja en Neil gee, en hulle gee vir Neil, en vir Rian. Dit is 'n manier, 100%. Maar ons meer as dit. As ek gaan, en ek gee vir Emma, en Antje die stokkie oor, hulle is my geestelike kinders, voel ek. En ek ken al van graad 8 af. En iets van dit wat ek beleef, die foute wat ek maak, die keuses wat ek gemaak het, kan ek aan hulle leer. En hulle kan by my leer. En hierdie twee gaan aan en doen baie meer as wat ek ooit sou kon doen. Sending van formaat. Hierdie girl, sy move and shake. Sy doen amazing goed. Of ek het by Linden vir 'n lang ruk gewerk, oorskool Linden, en ek het op 'n spesifieke stoel gesit. En die Here het vir my 'n assignment gegee op daai stoel. En toe sê die Here, okay, nee, dis nou klaar, jy moet nog gaan, voor dit moeilikheid raak. Maar Andrew sit vandag op daai stoel. En dit wat die Here in Andrew besig is om te doen, vat vorentoe waarmee die Here my begin het. Dit wat hy in Danita en Andrew doen, lewe in Danru, hulle klein seentjie. Dit wat God in Pieter en Eloise doen, dra hulle oor aan hulle kinders, maar hulle dra dit ook aan my. Neil en Sonja, amazing goed. Ek kan vandag 'n baadjie dra wat deur hulle gemaak is, en hulle blesse mens daardeur. Andrew, sorry. Jy moet hom terugvat asseblief, ek het hom aan julle geleen. En ek, my grootste werk, is, my ma sê nie vanoggend nie, maar dat ek hierdie stokkie by my pa kan oorvat. En my pa kon dit by my ouma oorvat. En ek wil jou vandag challenge, en daarmee sluit ek af. En sorry ek hou, maar dis rarig, hierdie is groot goed julle. Hierdie is die serious business of heaven. Jou storie kan nie hier stop nie. Die feit dat ons 'n paar jaar terug my ouma se 100ste verjaarsdag gevier het, nadat sy al in 95 oorlede is, sê vir jou iets oor die geloof en dit wat sy in ons lewens ingebou en gelos het. En ek, as Anay, kan nie die keuse maak om dit nie verder te leef nie. Ek kan nie dit doen nie. God se hart is dat dit wat hy in jou begin het,
Hy sal in jou volëindig. Dis wat Filippense 1:6 sê, reg? Maar nog verder as dit, in jou kinders, se kinders, se kinders. Verander lewens vanoggend wil ek vir julle sê, we are the pioneers. Ons is die wat die pad gaan lê vir ons kinders. En miskien, en ek sluit hiermee af, miskien, Raap sal jy speel. Miskien is jy vanoggend hier en jy sê, nee, maar soos ek, ja nee, ek is nie daar nie. God kom ontmoet jou vanoggend net daar waar jy is. So ek wil eers vra, kan al die ouers asseblief opstaan, almal wat 'n ouer is. Oumas en oupas, julle kan sit. Sal by julle kom. Ek wil oor julle 'n gebed doen en ek wil vir julle 'n challenge los. Vader, ons bid dat U die verhouding tussen ouers en hulle kinders sal herstel, sal veilig hou, sal bou, sal bevestig. Vader, ons kom bid dat geen wapen van die vyand oor hulle lewens sal sukses nie, want die bloed van Jesus is oor hulle huis. Die bloed van Jesus is oor hulle huisgesin. Ons bid, Vader, dat hulle kinders sal oprig in U woord, in U weet, dat hulle elke geleentheid sal gebruik, Vader, om te vertel van die goedheid, om Jesus te leef. Here, dat hulle nie sal uitstap en hulle is nou hooggeestelik en dan gaan slaan hulle mekaar en drink en doen allerlei interessante goed, Here, maar dat wat hulle leef, Jesus sal preek vir hulle kinders. Dat dit veranderde lewens sal wees. Here, en dat hulle kinders geseënd sal wees. Dat jy hulle kinders sal bewaar en beskerm. Dat jy hulle kinders sal dra. Dat hulle kinders Jesus by die skool sal leef. Dat hulle kinders profete, apostels, evangeliste, teachers sal wees wat die wêreld verander vir U, Jesus. Gee hulle die krag. Gee hulle die insig. Gee hulle die wysheid. Wys hulle. Here, en dalk is daar vanoggend 'n ouma of 'n ma wat al jare lank bid vir hulle kind en niks gebeur nie. Vader, ons verklaar dat die gebede van die regverdige vrug sal dra. Ons roep terug die verlorenes. Ons roep terug die wat U ken, maar wat dalk 'n paar interessante draaie geloop het. En Vader, ons kom sê in die naam van Jesus, verander lewens, se kinders sal geseënd wees, sal die naam van Jesus versprei en sal die wêreld verander in Jesus naam. Amen. Oumas en oupas. Ouma en oupa wees is seker die lekkerste ding op aarde, want jy gee hulle terug. Maar is nie net lekker nie, ouma en oupa. Jy is die prayer warrior. Jy is die een wat help. Miskien is jou kinders dalk nie so lief vir die Here nie, of hulle dalk 'n interessante pad gestap. Jy as ouma en oupa het nog steeds die voorreg om hierdie te kan oordra. Om vir julle te kan sê dat ek in my kon beleef, dit wat in my ouma gedeponeer word, die Heilige Gees dit wakker maak in my, wys vir jou wat die krag daarvan is. So Vader, ons kom bid vir elke ouma en oupa, en Vader, ek verklaar oor hulle, dat hulle oumas en oupas sal wees, that will raise godly grandchildren, that will love their grandchildren, wat sal bid vir hulle kinders, wat sal bid vir hulle kleinkinders, wat hulle kleinkinders sal oprig en sal leer, maar Here ook wat hulle sal diep lief hê, en wat sal voortgaan met dit wat U reeds begin het. Vader, ons verklaar, oumas en oupas sal insig en wysheid hê van U af oor waarvoor om te bid, waar om in te tree, wanneer om in te tree, hoe om te praat, hoe om lief te hê. En dat hulle nie sal bang wees om vir hulle kleinkinders van U te leer nie. Dankie Jesus vir hierdie ongelooflike geskenk van 'n ouma en 'n oupa. Iemand wat die geloofspad stap, wat voorgevat het. En ek bid dat hulle prys wat hulle betaal het, Here, dat dit sal tel in die lewens van hulle kinders en hulle kleinkinders. En dat dit die saad sal wees wat revival bring. Dankie Jesus, dankie Vader. Amen. Okay,
almal wat nie kinders het nie en onder 18 is. Ag, nee, bo 18. Nee, kom ons begin by die begin. Sorry, my kop. Okay, almal wat nog nie kinders het nie, staan op. En ek weet hierdie gaan nou 'n verskillende ouderdoms wees, so we shall pray that God leads us. Vader, ek gaan begin deur te bid vir die jonger generasie. Vir die wat nog op skool is, studente. Vader, en ek kom bid, Here, dat U vandag iets sal kom deponeer in hulle harte van hoe hulle kan leef, wat hulle kan kies, waarheen jy hulle wil vat, sodat hulle eendag ook hulle kinders sal groot maak in U weë en U wil. Ons kom bid teen die aanvalle van Satan oor die jonger generasie en ons kom vra dat U hulle sal bewaar teen enige slegte, stupid goed, teen mense wat sleg is, teen mense wat sleg bedoel, teen culture. Vader, en ons kom bid dat U ring van vuur om hulle sal sit en dat U hulle sal oprig as soldate vir U koninkryk, dat U nou reeds in hulle daai werk sal begin. En dan Vader, kom bid ek vir die wat vanoggend sê, maar ek wil met alles in my trou, 'n kind hê, 'n kinders groot maak. Ek kom bid, Here, dat U dit vir hulle sal kom doen op die regte tyd en in die regte plek. En Vader, dat U vir hulle die moed sal gee om reeds om hulle te kyk en reeds op te rig wie opgerig moet word. En reeds te impart wat impart moet word, dalk in 'n geestelike kind, dalk in iemand wat geestelike leiding nodig het. Maar Vader, dat U ook vir hulle wysheid sal gee vir die pad vorentoe, dat U hulle sal bewaar teen verkeerde besluite en verkeerde mense. En Vader, so kom bid ek ook vanoggend vir elkeen wat die behoefte het om kinders te hê, wat dalk sukkel, Here, we pray that You will open up the womb. And we pray, Father God, that You will bless them.